Ek dink die keuse wat 'n ouer vandag maak om hulle kind in 'n skool te plaas is 'n groot keuse. En 'n mens moet deeglik bewus wees van wat die staat se metodiek is en wat die staat wil doen aan die een kant. Want die twee keuses wat bestaan is maar jou onafhanklike skole en dan jou openbare skole. Nou is 'n mens die kurrikulum bestudeer van die staat, kom daar baie duidelike risiko's uit. Hulle praat gedurig van transformasie en onder die konsep moet ouers verstaan dat dit 'n gedaanteverwisseling van 'n kind se waardesisteem is. So die staat het 'n sekere pakkie of 'n stel waardes wat hy graag aan die kinders wil oordra. En ons by die CVO skole wil bitter graag sien dat daai waardes Christelik is, dat die Afrikaner se kultuur, taal inslag vind en dan ook uitnemende en professionele onderrig. En as 'n mens dit met die staat kontrasteer, sal 'n mens sien dat die twee waardestelsel verskil. Die staat wil bitter graag 'n humanisties georiënteerde waardestelsel by die kinders kweek, 'n nasionale burgerskap. 'n Mens kan sê hulle wil ideologies korrekte burgers kweek en dit in kontras met wat Christelike ouers graag van hulle kinders wil sien. Dis hoekom ons glo dat CVO skole 'n goeie opsie is vir ouers. Die persepsie bestaan wel is mense die eerste keer kontak maak met CVO skole, laat kinders geïsoleerd grootgemaak word en hulle opvoeding ontvang hier. Maar inteendeel, ons het al 2 briewe van Tikkies Universiteit en van Potchefstroom gekry na van ons skole wat ons gelukwens met die kwaliteit en die gebalanseerde kinders wat ons aan hulle voorsien. So ons is baie trots daarop, as mense nie gaan kyk na die prestasies van ons oud leerlinge deur al die vakke, deur in al die loopbaanrigtings. So byvoorbeeld het ons 'n kind gehad wat die beste mediese student vir 3 jaar by Tikkies was. Hy het die Baron Meyer toekenning gekry en baie van ons kinders slaag hulle grade met cum laude, maak ook groot indruk in terme van universiteitsbestuur in koshuise waar hulle plek vol staan. So ek dink die kinders het 'n goeie identiteit as Christen Afrikaners en hulle weet wat hulle waardestelsel is en daarom kan hulle goed buitekant handhaaf. Al die CVO skole in die land is so om en by 50 en dan het ons 'n oorhoofse liggaam is die beweging vir Christelike volkseie skole. Nou daar vind 'n groot koördinasie plaas vanaf oorhoofse vlak wat betref akademie, sport, kultuur. Doen die BCVO die beplanning vir hierdie skole. Ons sit in elke provinsie met 'n skool en dit is geografies baie moeilik vir die skole onderling om self hierdie koördinasie te doen. Dit vind dan plaas in die vorm van rade, hierdie koördinasie. Ons het byvoorbeeld die BCVO eksamenraad wat die enigste onafhanklike Afrikaanse eksamenraad is wat by die Umalusi geakkrediteer is. So dit is iets waarop ons baie trots is. Dan het jy die sportraad wat dan die verskillende streke sport dan koördineer en reël, sorg dat dit professioneel plaasvind. Ons het die BCVO onderrigraad wat kurrikulumontwikkeling doen en dan die skryf van boeke en leermateriaal koördineer vir al die skole. So reg deur die BCVO sal dieselfde kurrikulumboeke gestandaardiseerd wees sodat die standaard tussen die skole reg is. Dan het ons die BCVO kultuurraad wat spesifiek fokus op die uitbouing en ontwikkeling van die Afrikanerse kultuur. Ons het baie geskiedkundige kultuur in ons land, maar dit is ook nodig dat die kinders nuwe kultuur skep. So dit is vir ons 'n positiewe ontwikkeling en ek dink die BCVO hou dan hierdie 50 skole onder 'n sambreel bymekaar en dan doen dan die standaardisasie waar dit moontlik is. Kyk, ek dink as 'n mens na standaarde van onderrig kyk, moet 'n mens aanvaar dat die staat, soos ook in die grondwet gestel word, die minimum vereiste gee. En dit is ongelukkig so en die minimum vereiste is nie iets waarna ons streef nie. Ek dink as CVO beweging streef ons daarna om die minimum plus te gee. Met ander woorde, ons wil graag die kurrikulum verryk, die handboeke verryk, daai ietsie ekstra vir die kind se ontwikkeling gee, kan diferensieer tussen kinders, begaafde kinders en kinders wat sukkel. So ek dink dit is van 'n hoër vlak en die prestasie buitekant bewys dit vir ons. Onafhanklike skoleinstellings word toegelaat in terme van die grondwet. En daar word spesifiek voorsiening gemaak vir die behoefte van ouers wat eintlik kom uit die internasionale reg en internasionale konvensies, dat ouers onafhanklike onderwysinstellings kan hê wat hulle as 'n verlengstuk van die huis kan dien. En in ons land se grondwet is daai bepaling oor onafhanklike onderwysinstellings, instellings wat op grond van geloof
en kultuur bestaan. Dit is basies 3 verskillende bepalings van die grondwet. En op grond van daardie bepalings kan ons sonder enige vrees vir teespraak sê dat die CVO skole wat staan op die Christelike Calvinistiese geloof, op die Afrikaner kultuur en op uitnemende onderrig ten volle binne die bestek van die wetlike raamwerk bestaan. 'n Onafhanklike skool in ons geval is 'n ouerskool. Onthou, die opvoeding van die kinders by die skool is 'n verlengstuk van wat by die huis plaasvind. Of ten minste, dit is hoe dit behoort te wees. As daar 'n onderwys of 'n opvoeding gegee word by die skool wat in botsing is met wat by die huis is, dan gaan 'n mens uiteraard van die saak die kind verwar, en 'n verwarde kind kan nie waag en homself handhaaf en ontwikkel in die lewe nie. So ek dink 'n kort opsomming sou wees is om te sê, dit is 'n ouerskool vir verbondskinders. Ons is 'n artikel 21 skool wat in kort Afrikaans beteken daar is geen winsbejagter sprake. En 'n ouer wat by ons aansluit is onmiddellik 'n gelyke mede-eienaar van die skool. Natuurlik saam met alle voorregte kom sekere verantwoordelikhede. So as jy lid is van die skool, dan is jy lid van die ouervergadering wat wesentlik die algemene jaarvergadering op die ouend ook is van die skool, en jy het presies net soveel seggenskap, stemreg in terme van die maatskappywet dan ook as enige ander ouer. Die ouervergadering is die hoogste gesag by die skool, wat natuurlik met groot verantwoordelikheid in samewerking met die onderwyspersoneel moet optree, waarin die professionaliteit van die onderwysers gerespekteer word, maar aan die ander kant het die ouers die verantwoordelikheid om die ethos van die skool ook te beskerm. By ons skool gelukkig werk ons absoluut as 'n span saam, en is dit beide die ouers en die personeel se strewe en doel om juis dit reg te kry om die C, die V en die O te handhaaf vir die skool. Sal jy vind dat ons skoolgeld eintlik baie laag is in vergelyking met ander onafhanklike skole, eintlik so laag dat dit kompeteer met die staatsskole wat absoluut oorheersend gesubsidieer en in stand gehou word deur die staat. Een meganisme wat ons dan gebruik ook, is om te sê, daar's 'n minimum skoolgeld wat jy moet betaal. Daarbenewens moet die ouer ook sy vaardigheid, sy vermoë, ook sy professionele vermoë waar dit daar is, kom aanbied vir die skool, om die koste vir die skool so laag as moontlik te hou. En dis waar ons stelsel inkom wat ons noem werksbeurte. In die aard van die saak, as ons daardie dienste kry vrywillig, van ons eie mense, met die goedgesinde daarvan gewoonlik dan ook op 'n beter gehalte vlak, is dit so dat ons dan 'n baie laer uitgawe kant in die skool het, en is ons skoolgeld regtig bekostigbaar. By ons skool betaal 'n gesin eenmalig toetreegeld. By ander skole is dit jaarlikse fooi, 'n soort van 'n versteekte koste. By ons eenmalig vir die hele gesin, en dit geld dan vir beide pre-primêr, primêr en senior primêr. Senior primêr en ook die sekondêre fase. So een keer vir die hele skool. En natuurlik die toetreegeld is ook daar om voorsiening te maak vir die groei van die skool. As daar byvoorbeeld 'n nuwe klas gevestig moet word, het jy ekstra fondse nodig om van klaskamer tot meubels, tot boeke, tot op die ou end personeel te verskaf. Ons staan op 'n bepaalde geloofsbasis. Dit is nie 'n vaag Christelikheid nie, dit is 'n spesifieke geloofsbasis, soos wat omskryf en bely word in terme van die 3 formuliere van eenheid, die Heidelbergse Katekismus, die Nederlandse geloofsbelijdenis en die Dordtse leerreëls. Dit definieer 'n bepaalde geloof, wat dan ook vir ons spesifiek in terme van daai een bepaling in die grondwet die reg gee om afsonderlik as 'n onafhanklike instansie te bestaan. Ek het gesê dis 'n geloofsdefinisie. Jy het gehoor ek praat nie van 'n kerk. Dit is vir ons uiters belangrik dat wat die skool aanbetref is ons glad nie kerkisties nie. Ons maak nie asof een kerk beter as die ander. As jy nie jou eie identiteit weet en ken nie, wat jy leer uit jou geskiedenis, uit jou kultuur, uit jou agtergrond nie, kan jy nie respek hê vir jouself nie, en as jy nie respek het vir jouself nie, kan jy ook nie respek hê vir ander mense, wat hulle eie geskiedenis en identiteit het. Dis die stigtingsdatum van die skool, 27 Februarie 1992, en daarom vier ons dit nog steeds graag. Ons het meeste van die tyd word die geskiedenis vir die kinders vertel,
Ons probeer om soveel as moontlik van die skool se kinders en die ouers na Majuba self te laat gaan, om teen die berg op te klim, om eerstehands agter te kom, maar hoe lyk dit? Want veral met kinders is dit belangrik, as jy nie 'n prentjie kan vorm nie, kan jy nie onthou nie. Stigtingsdag, 6 April, is nogal 'n baie goeie hoogtepunt in die skool se vieringe. Uit die aard van die saak is 16 Desember vir ons baie belangrik. Dit val nou wel in die skoolvakansie, maar ons doen altyd moeite om dan vroeër in die jaar daaraan aandag te gee. Ook met verskillende aktiwiteite om dit vir hulle prakties ook vas te lê. Ons het 'n weidingperiode elke oggend en in daai weidingperiode word daar nou Bybelstudie gedoen, daar word gepraat oor die Christelike deel, maar ten minste 1 periode 'n week gee ons dan aandag aan die volkseie. Of dit nou is om 'n reeks te maak oor kinderhelde, of dit 'n reeks is wat oor 'n belangrike gebeurtenis gaan, soos Majuba 125 jaar, dat mens die voorgeskiedenis vertel, wat daar gebeur het en wat die gevolge daarvan is. So, daarmee probeer ons dan, en natuurlik in die geskiedenisklas, word daar aandag gegee, veral as daar 'n spesifieke datum ter sprake is. Maar terwyl Paul Kreer nou een van ons helde is, het hy al gesê, jy kan nêrens heen gaan as jy nie eers weet waar jy vandaan kom nie. En die geskiedenis wys ook dat die geskiedenis homself herhaal, so mens eintlik kan sien waarvoor moet jy oppas. 'n Ouer wat belangstel kan gerus vir ons besoek of skakel. Ons gee dan vir hulle aansoekvorms wat hulle kan voltooi, en sodra ons die voltooide aansoekvorms gekry het, gaan ons vir hulle 'n keuringsgesprek reël met die direksie. Ons verkies dat ons rapporte van die kinders kry, en dan ook 'n getuigskrif van die kerk waaraan hulle behoort. Dit is gewoonlik maar 'n gesprek waar die ouers kan uitvind oor die skool, en die direksie kan weer die ouers inlig oor die skool. Omdat ons 'n ouerskool is, lig ons hulle so 'n bietjie in dat ons selfwerksaamheid hier toepas, en betrokkenheid van die ouers is baie belangrik, so dis 'n verkennende gesprek.